Hier in die begin van die jaar voel ek dikwels vasgevang in 'n net van opsies. Dis asof ek verstrengel begin raak aan al die moontlike keuses wat ek moet uitoefen, groot of klein. Ek sukkel om te fokus. En dit voel vir my asof ek nie koers kry nie, veral in hierdie wêreld waar ons oorlaai word met moontlike opsies en keuses. Kom ek deel 'n verhaal met julle wat ek by Simon Sinek gehoor het. En dis die verhaal van die suksesvolle entrepreneur wat 'n reeks skoenwinkels gehad het hier in die 1950s. En 'n joernalis het met hom 'n onderhoud gevoer en vir hom gevra, "Wat is jou geheim?" En hy het gesê, 2, nie 3 nie. En die joernalis het nie lekker verstaan wat hy bedoel het nie en vir hom gesê, "Verduidelik bietjie meer." En hy het gesê, as 'n dame by my skoenwinkel inkom en sy vra om 'n paar skoene aan te pas, gee ek dit vir haar en sy pas dit aan en dan sal sy gewoonlik sê, "Ek wil graag daardie paar ook probeer." Dan gee ek dit ook vir haar aan. Maar as sy die 3de paar vra om aan te pas, dan sê ek vir haar, "Watter een kan ek wegvat?" Hy het nooit toegelaat dat daar meer as 2 opsies op die tafel is nie. Hy het agtergekom dat wanneer daar meer opsies is, dit gewoonlik maak dat die dame besluitloos is en nie 'n paar skoene kies nie. Maar as daar 2 opsies is die waarskynlikheid groter dat sy een van die 2 gaan kies. Nou ek dink, ek en jy kan verseker vereenselwig met hierdie gevoel. Partykeer word ons net oorlaai. Ons kan nie tussen al die opsies en keuses kies nie. Daar is net te veel om van te kies. En dan dikwels eindig ons op in die land van besluitloosheid. Ons neem nie 'n besluit nie en ons hang maar net. Die Bybel het eintlik nog 'n makliker metode om ons te help om ons opsies en keuses te vereenvoudig. Matteus 6 vers 33 sê Jesus, "Soek allereers die koninkryk van God en sy geregtigheid en hy sal in julle behoeftes voorsien." Hy sê eintlik daar, dis die een ding waarop ons moet fokus. In my en jou lewe is ons dikwels oorweldig deur die moontlikhede. Ons kan vinnig eintlik daardeur sif as ons onsself afvra, gaan hierdie keuse my help om te bou in die koninkryk van God? En ek dink, soos die skoenverkoper, kan ons lewens vereenvoudig en amper makliker maak en ons help om keuses uit te oefen, om standpunt in te neem. Daar's 'n paar hulpmiddels wat ek vir jou kan gee. 1, gebed. Bid en vra God om jou te help met jou keuses. Dikwels help dit jou om deur die mis te kan sien, deur die geraas te kan hoor, sodat jy die regte keuse kan uitoefen. Prioritiseer die dinge wat regtig saak maak. Dink aan jou normes en waardes. Wat se keuse gaan daarbey aansluit? En dan natuurlik 3, los dit wat onnodig is agter. Soos die skoenverkoper. Vat opsies weg. Wat is oorbodig, onnodig? En dan natuurlik die laaste punt wat ek wil noem. Vertrou op God, dat hy ook in die ander dinge sal voorsien. In hierdie jaar waar jy nou aan die begin staan, op die drempel eintlik staan, dink bietjie, waaroor stres jy? Waarop fokus jy? Is daar nie dalk 'n manier hoe jy dit kan vereenvoudig nie, minder maak, om jouself net af te vra, wat sal God se wil wees? En dalk sal jou keuses makliker word, vereenvoudig, en dan kan jy makliker standpunt inneem en die wil van God lewe. Kom ons bid saam. Ons genadige God, Hemelse Vader, hier in 'n wêreld waar daar soveel keuses, opsies is, veral nie in die begin van die jaar, raak ons oorweldig. Weet ons nie altyd waar om te fokus en om 'n koers te kry nie. Help ons om deur die leiding van U Gees die regte keuses te maak, sodat ons altyd U wil eerste sal stel. Soos die lied wat ons geleer het van kindsbeen af, soek allereers die koninkryk van God. Help ons om dit toe te pas in ons lewens, sodat ons die regte besluite kan neem. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Dankie dat jy vandag weer ingeskakel het hier by die kerk aanlyn. Baie sterkte vir 2025 en ek sien uit na al die keuses wat ons vereenvoudig
hierdie jaar? As dit moontlik is, deel hierdie evangelie met ander. Dis een van twee opsies, ja of nee. Tot 'n volgende keer.